Baie dankie vir die wonderlike voorreg. Ek is Pieter van Jaarsveld en ek was voorsitter van die synodale of van die Moderamen vir 'n 2 jaar periode 2008 tot 2009 en toe weer van 2009 tot 2013 en toe weer van 2017 tot 2022. Dit was die periode wat ek as voorsitter van die Moderamen vir die NG Kerk van die Vrystaat gedien het. Nadat professor Piet Strauss, moderator van die Algemene Sinode met die Sinode sitting in 2007 geword het en toe ek daai termyn tot 2009 het ek die termyn voltooi en wat baie interessant in daai tyd was die hele debat rondom die huwelik. En toe in 2009 met die Sinode sitting hier by ons is ek tot voorsitter of moderator verkies en die termyn tot 2013 het ek die termyn voltooi en een van die sake wat in daai periode uitgestaan het was die verkoop van die sinodale sentrum in die middestad en die gevolglike verskuiwing van ons sinodale kantore na die huidige lokaal of plek hier langs Westerbloem in Van Heerdenstraat. En toe was ek voorsitter in daardie tyd tot 2017 van die kom ons sê die ou sinodale kerkkantoorkommissie wat nou eiendomme en finansies gedryf het en toe is ek in 2017 weer tot voorsitter of moderator verkies en die termyn tot 2022 het ek daar gedien en die rede waarom dit nou so 'n bietjie 'n langer periode was as gevolg van COVID. So ons het dit het geweldige groot uitdagings aan ons as kerk gestel COVID en dan wil ek ook sê wat die termyn in die besonder ook gekenmerk het was maar die reaksie op die besluite van die Algemene Sinode in 2019 was ook vir ons die sinodale kommissie hierso ons het gemeentes en ringe besoek in daai tyd. COVID het dit baie moeilik gemaak, maar ons het baie gedoen om kontak ook met ons gemeentes en die ringe te hê in daai tyd. Vir daai 2 jaar wat ek professor Piet Strauss se termyn eintlik as voorsitter hier voltooi het omdat hy voorsitter van die Algemene Sinode se Moderamen was en teruggestaan het by wat die Vrystaatse kerk betref was die hoogtepunt van daardie tyd was nou maar die naderdraai waar daar in 2007 by die algemene 2005 begin het dink het aan die hele huwelik en al die dinge en die gesprekke wat daarvandaan af na vore gekom het. Wat ek graag wil sê is dat alles rondom ons het verander. Ek dink dat een van die grootste uitdagings vir die kerk is om relevant te bly. Miskien is dit juis ook nou die tyd om in ons gemeenskappe die bakens van versoening en van hulpverlening en uitreike en aanvaarding en hoop te wees. En ons beleef baie spanning en my gebed is dat ons mekaar in ons gedeelde geloof in die Here Jesus sal bly omhels, want dit is een van die grootste getuienisse wat ons na buite kan uitstraal, en dat ons ook sal besef dat die dinge wat ons met mekaar deel, en dit is ons innige verhouding met Jesus Christus, baie groter is as die dinge wat ons van mekaar skei, en dat ons sal fokus juis op die dinge wat ons in die tyd saamtrek en by mekaar hou. Die Vrystaatse Kerk, NG Kerk, neem maar roeping na aanleiding van die woorde wat ons lees in Jesaja 60 vers 1 tot 3. En ek lees dit: kom laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Daar is donkerte oor die aarde, maar oor jou gee die Here lig. Nasies kom na die lig toe, na die nuwe dag wat vir ons aangebreek het. En my gebed vir die NG Kerk van die Vrystaat is dat ons bakengemeente sal wees wat nie dink en sal fokus
op die dinge wat die Here wil vir sy kerk. Nie ons wil nie, maar wat hy wil. En wat ons moet weet, vriende, is dat die profiel is besig om te verander. En dit maak dat ons nie moet dink, maar dat ons altyd sal onthou dat Jesus die lig aan ons toevertrou het en dat ons altyd sal bly onthou dat daardie lig is die lig wat ons moet skyn, want dit is die lig wat mense na ons sal aantrek om uiteindelik die Here Jesus as hulle verlosser te leer ken. Mag die Here vir ons daartoe ook help.